Baie welkom by 'n Johanrey Potgieter uitsending. Hierdie program word moontlik gemaak deur die vriende en vennote van ons bediening. Sit terug en geniet die boodskap. Hallo julle, my naam is Johanrey Potgieter en ek het vandag die wonderlike voorreg om van my huis te kom na jou huis toe met die woord van die Here. So my gebed is vandag dat waar ook jy jouself bevind, in jou slaapkamer, jou sitkamer, jou kombuis, waar ook jy is, roep jy familie nader en kom geniet vandag die woord van God saam met my. Ek wil vandag graag reguit in die Bybel inspring en nie jou tyd mors nie. Ek weet data is duur, prys die naam van die Here. En ek wil vandag 'n boodskap met jou deel wat ek die titel gemaak het, die weg na vryheid. Die weg na vryheid. Dit is my baie duidelik dat wanneer ek in die skrif kyk, sien ek twee tipes vryheid in die Bybel. Die eerste een wat ek sien is geestelike vryheid en die tweede een wat ek sien is emosionele vryheid. En dis twee afsonderlike tipe vryheid wat jy kan ontvang. Nou, geestelike vryheid is vryheid wat jy verkry wanneer jy die vergifnis van Christus ontvang, wat natuurlik dan lei tot redding. En die tweede tipe vryheid wat ek sien in die Bybel is emosionele vryheid en jy verkry hierdie emosionele vryheid net wanneer jy vergewe. Nou, ek wil vandag graag 'n boodskap met jou deel oor hierdie tipe vryheid en die weg na vryheid. En ek wil graag die skrif lees uit Genesis 33 vanaf vers 1 tot vers 4. So as jy jou Bybel het, blaai asseblief na Genesis 33 vers 1 tot vers 4. Dit is 'n baie bekende gedeelte, dit is oor Jakob en Esau. Nou vers 1 sê die volgende, hy sê: En Jakob het sy oë opgeslaan en toe hy met eens Esau sien aankom en 400 man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Rachel en onder die twee slavinne verdeel. En hy het die slavinne met hulle kinders eerste en Lea met haar kinders daarachter en Rachel en Josef laaste opgestel. Maar hy self het voor hulle uitgegaan en hom 7 maal na die aarde gebuig totdat hy by sy broer gekom het. Vers 4 sê: Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom en hulle het geween. Nou, dit is 'n interessante gedeelte wat afspeel hier, want die Bybel sê dat Esau en Jakob was kwaai vriende gewees. Daar het 'n probleem tussen hulle opgekom. Nou, die Bybel sê dat Esau en Jakob is altyd die seuns van Isak gewees en daar het 'n tydperk aangebreek wat Isak sou sterf en in die tyd van daardie tyd het die vader voor hy gesterf het 'n seun gespreek oor die oudste seun. So die oudste seun was die een wat in lyn was om die seun van die vader te ontvang. Die Bybel sê dat Jakob en sy ma het sy pa verkil, vir Isak verkil en hulle het die eersgebore reg, die seun van Isak, gesteel van Esau af, wat hom toegekom het. En die Bybel sê dat Jakob en sy ma het besef wat hulle gedoen het en Jakob het weggevlug en hy het vir jare lank geen verhouding met sy broer gehad nie. Esau was natuurlik verskriklik ontsteld geweest, want hoe durf sy broer hom in die rug steek en van hom vat wat aan hom behoort? Die Bybel sê dat God was met Jakob geweest en Jakob was geseënd en hy was voorspoedig in al sy weë. Maar daar het 'n oomblik aangebreek wat God met Jakob gepraat het en vir hom gesê het, dit is tyd vir hom om terug te gaan na sy vaderland en sy geboorteland toe. Die Bybel sê dat hierdie Jakob het gegaan en getrek na hierdie area toe met sy vee en sy vroue en sy diensknegte en sy kinders. En hy was angstig geweest want hy het geweet wat hy en sy broer Esau gedoen het. Veral wat hy gedink het is dat Esau hom sal doodmaak en hom sal skade aan doen die eerste geleentheid wat hy kry. En Jakob het hierdie verskriklike vrees in sy hart gehad dat sy broer Esau hom nooit sou vergewe vir dit wat hy aan hom gedoen het nie. Hy was bang dat Esau hom nooit sou vergewe en sou vryspreek vir die skade wat Jakob aan hom gerig het nie. Die Bybel sê die tyd het aangebreek
En hulle het begin nader trek en woord het gekom dat Esau en 400 manne op 'n afstand is en hulle is besig om nader te kom aan Jakob en sy mense en diensknegte en vee en familie. En die Bybel sê dat Jakob was so met vrees oorlaai dat hy sy familie in groepe opgedeel het, sodat as Esau hulle sou begin doodmaak, dat van sy familie en diensknegte en vee sou kon wegkom. Die Bybel sê dat hy het diensknegte en vee vooruitgestuur na sy broer toe om sy hart te gaan sag maak, om sodoende, guns in sy oë te kry. Maar die Bybel sê dat toe Jakob sy familie opdeel, toe gaan Jakob ook vooruit om Esau te ontmoet. En toe Esau nader kom, sê die Bybel, het Jakob hom neergebuig na die aarde toe 7 keer en hy het homself verneder voor sy broer om die guns van sy broer te wen. En iets interessants gebeur die oomblik toe Jakob en Esau mekaar ontmoet. Die Bybel sê dat Jakob was oorlaai met angs en vrees vir wat sy broer sou doen. Maar die oomblik toe hulle ontmoet, toe kom daar iets interessants in die karakter van Esau na vore. Die Bybel sê dat Jakob was vreesagtig geweest dat sy boetie hom nooit sou vergewe nie. Maar die oomblik toe Esau van sy perd afklim, sê die Bybel, het hy na Jakob toe gegaan, sy arms om hom gegooi, hom gesoen en hulle het saam geween. En in daardie skrifgedeelte sien ek iets van die karakter van Esau wat na vore kom. Alhoewel Jakob bang was dat hy nooit sy boetie se vergifnis sou kry nie, sien ek in die karakter van Esau dat hy bang was dat hy nooit vir Jakob sou kon vergewe nie. So ons sien twee strome. Jakob is bang dat hy nooit vergifnis kan ontvang nie en Esau is bang dat hy nooit vergifnis sou kon gee nie. Nou die vraag is, hoekom sou Esau vir Jakob wou vergewe? Ek meen, Jakob het hom in die rug gesteek, Jakob het van hom gesteel, Jakob het sy broer verloon en verraai. Hoekom sou Esau hom wil vergewe? En die realiteit is dit, Jakob het by hom gespook. Nou, hy het by hom gespook en hy het met hierdie wrok in sy hart en hierdie bitterheid in sy hart rondgeloop vir jare en hy wil graag ontslaag geraak het van hierdie bitterheid. Hy wil graag ontslaag geraak het van hierdie wrok in sy hart. En hy het besef en geweet, die enigste manier hoe hy kan vrykom van hierdie bitterheid wat hy voel teenoor sy broer en hierdie kwaad wat hy ervaar teenoor sy broer is om hom te vergewe. Jy weet, wanneer ek kyk na die karakter van God en as ek kyk na die karakter van God en 'n studie doen oor die karakter van God en is iemand my vra om die karakter eienskap of die karakter van God op te som in een woord, sou ek sê vergifnis. En ons sien hierdie geïllustreer in Johannes 3 vers 16. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 16 dat so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Ons sien van die begin af dat God so desperaat was om die wêreld te vergewe van hulle sonde, dat hy bereid was om sy enigste seun te gee om te sterf. God se karakter en God se natuur is om te vergewe. En ons sien dit na vore kom die oomblik toe hy so ver gaan as om sy enigste seun te gee om te sterf na kruis sodat daar vergifnis vir ons gekoop kan word. Nou, as jy kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die Bybel, 2 Korintiërs 5, ek wil net die skrif gekry, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die Bybel dat wanneer ons in Christus is, ontvang ons die natuur van God. Ons ontvang sy manier, ons ontvang die manier hoe hy dink, die manier hoe hy te werk gaan, ons ontvang die karakter en die natuur van God. Die Bybel sê alle ou dinge gaan verby, al die ou maniere van leef en ding gaan verby en ons ontvang die natuur van God. En die Bybel sê dat die natuur van God is baie duidelik dat God vergewe. Ek wil graag hierdie skrifgedeelte lees in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19. Hy sê die volgende: En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die voorsiening aan ons toe vertrou. Ons sien dat God het vir ons, vir my en jou, die bediening van versoening, die bediening van vergifnis gegee. Dit is ons natuur, wanneer ons die gees van God ontvang. Dit is ons natuur, wanneer ons Jesus Christus aanneem, om te kan vergewe. Nou, baie van ons het al te doen gekry met mense wat ons ingedoen het, en seer gemaak het, en teleurgestel het, en skade ons gedoen het, en ons het kwaad geraak vir hulle, en ons het bitterheid in ons hart teenoor hulle ontwikkel, en ons het, 'n wrok ontwikkel in ons harte teenoor hulle, as gevolg van dit, wat hulle ons gedoen
gedoen het. Maar, en baie keer in ons die tydperk gaan, dan sê ons dat, jy weet, die mense spook by my. Ek het al baie gehoor dat mense praat, 'n vrou praat, 'n man het al verneek 30 jaar terug, en 30 jaar later, na die gebeurtenis, sukkel sy nog om oor hierdie teleurstelling te kom. Sy sukkel nog om vry te kom van hierdie bitterheid en hierdie seer wat sy in haar hart ervaar. En dan sê ons goeie soos, jy weet, my man spook nog by my, dit wat hy aan my gedoen het, spook nog by my. Jy weet, toe ek dit oorgekom het, toe ek 'n kind was, spook nog by my. Maar ek wil vandag vir jou die bewus maak van die feit dat dit is nie iets of iemand wat by jou spook nie. Wanneer ons die natuur van God ontvang ons die gees van God. Die gees van God is die gees van vergifnis en versoening. Ek wil jou vandag bewus maak en ek wil graag 'n stelling vir jou gee. En hierdie stelling is, ons gees, wat ons dra in ons gees, maak ons vlees bewus van die feit dat ons gees wil vergewe. Ek wil dit weer sê, ons gees maak ons vlees bewus van die feit dat ons gees wil vergewe. Wat beteken dit, Johan? Dit beteken die volgende. Wanneer ons die gees van God ontvang ons die gees van vergifnis. Nou ons lees in die Bybel dat daar is konstant hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Die Bybel sê die gees en die vlees begeer teenoor mekaar. Die gees van God wil vergewe en versoen, maar die vlees hou 'n wrok, die vlees bly bitter, die vlees verkies om kwaad te bly, die vlees weier om te vergewe, maar die gees van God is die gees van versoening. Die gees van God is die gees van vergifnis. En nou is hierdie twee in stryd met mekaar. En daarom sê ons goeters, weet, die ou spook by my. Die ou spook nie by jou nie. Die realiteit is dat die gees van God in jou het 'n begeerte om vry te kom. Die gees van God in jou het 'n begeerte om te doen waarvoor hy daar is. En dit is om te versoen en te vergewe. En nou sê ons dinge soos, jy weet, die ou spook by my, dit wat daar gebeur spook by my. Dit is nie die waarheid nie. Jou gees probeer jou vlees wakker maak en sê, hy, vergewe hom. Ek wil vandag 'n stelling maak en vir jou sê dat as ons nie vergewe en versoen nie, as ons nie die gees van God in ons toelaat om te vergewe en te versoen nie, dan martel ons gees. Dan is ons angstig en ons is kwaad die hele tyd en ons is jy weet, bitter die hele tyd en negatief die hele tyd, want ons word neergedruk omdat daar konstant hierdie fight is in ons binneste tussen die vlees en die gees. Ek wil weer sê dat wanneer ons voel dat mense spook by ons oor gebeurtenisse van die verlede en negatiewe dinge wat ons oorgekom het, dit is nie mense wat ons spook nie. Dit is ons gees maak ons bewus, ons gees maak ons vlees bewus van die feit dat ons gees wil vergewe. Nou, ek het eendag 'n mooi storie gehoor en hierdie storie gaan oor 'n jong man wat skade gedoen het aan sy pa. Die Bybel sê hierdie seun het sy pa teleurgestel en te nagekom en regtig nie skade aan hom gedoen. En hierdie seun het besef dat hy het groot foute gemaak en hy het besef dat hy gaan sy pa maar net verlaat en hy gaan maar net sy eie lewe lewe. Hulle paai gaan skei. En die pa was so kwaad geweest vir sy seun dat hy hom maar laat gaan het. En daar het 'n split plaasgevind tussen die pa en die seun. En die storie gaan dat 'n tydperk verbygegaan wat hierdie seun bitterlik begin mis het. En hy het begin soek na hom in die stad. En die Bybel sê die storie sê dat hy speel af in Barcelona in Spanje. En die pa het die stad van Barcelona ingegaan en hy het na hierdie jong man gaan soek. Hierdie jong man se naam was Pacquiao geweest. Hy het na Pacquiao gaan soek. Oral het hy gaan soek in die dorp na sy seun Pacquiao en hy kon hom nêrens kry nie. Hierdie pa het so begeerte gehad om net sy seun te vergewe, om net te versoen met sy seun teen alle kostes. En hy het begin soek. En die storie sê dat hierdie pa kon hom nêrens vind nie. En hy vat toe 'n geleentheid en hy gaan na 'n local koerant toe en hy post of hy sit 'n artikel in die koerant en hy sê, Pacquiao, my son, all is forgiven. Meet me Saturday 10 a.m. at the supermarket. En hy sit hierdie berig in die koerant. En Saterdagoggend 10 uur breek aan en die pa gaan na hierdie supermark toe of na hierdie market toe. En tot sy verbasing is daar 100 seuns wat opdaag met die naam van Pacquiao. En ons sien in hierdie storie dat daar 100 Pacquiaos is wat wrywing tussen hulle en hulle paas gehad het en hulle het so desperaat het in hulle harte gehad om die vergifnis van hulle vader te ontvang dat hulle bereid was om te kom. En hierdie storie dien vir my as so 'n mooi illustrasie dat baie keer voel ons dat die mense wat ons skade aangedoen het, die mense wat ons seer gemaak het, loop net rond in hulle worry nie. Maar weet jy wat, net soos wat jy loop met bitterheid en seer in jou hart, loop baie van die mense wat jou skade aangedoen het met selfverwyd. En ons sien dat Pacquiao daar's 100 Pacquiaos wat met selfverwyd rondgeloop het, wat so desperaat was om versoening te ontvang.
en met hierdie vader wat versoening wou bied. Nou ons sien dit uitgebeeld in die storie van Jakob en Esau. Die Bybel sê dat Jakob het geweet hy het skade gedoen aan sy broer. Hy het geweet dat hy het foute begaan en hy het homself verwyd en ons sien dit in sy karakter omdat hy bang was om sy broer tegemoet te kom. Maar ons sien ook in die karakter van Esau, terwyl hy volle reg gehad het om vir Jakob kwaad te wees, het Esau hierdie begeerte gehad om sy boetie te vergewe. Baie keer dink ons dat wanneer ons skade aangedoen word, is dit net arme ek en weet ek het seer gekry en daai persoon gee nie om nie en daai persoon gaan aan met hulle lewens. En baie mense gaan aan met hulle lewens, maar daar is mense met selfverwyd rondloop wat vergifnis en versoening begeer. En ek wil vandag vir jou sê dat baie van ons en baie van julle wat na hierdie video kyk of na hierdie boodskap luister op hierdie oomblik, sit met seer in jou hart omdat mense jou te nagekom het en seer gemaak het, jou in die rug gesteek het, jou teleurgestel het. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat jy moet vrykom. Jy voel dalk die en daai gebeurtenis, daai persoon spook by jou. Dis nie mense wat by jou spook nie. Die gees van God in jou, die gees van versoening, die gees van vergifnis is besig om jou te probeer wakker maak en te sê vergewe, versoen, sodat jy kan vrykom. Ek wil vandag 'n stelling maak en vir jou sê dat wanneer jy vergewe, doen jy nie die ou wat jy vergewe guns nie, jy doen jouself 'n guns. Want jy kom vry van die bitterheid, jy kom vry van seer, jy kom vry van teleurstelling. Maar ek wil ook vandag vir jou sê dat daar's mense wat jou dalk seer gemaak het, wat vandag rondloop selfverwyd en hulle sal graag vergifnis en versoening wil ontvang. Pacquiao is 'n mooi storie. Hy het groot skade gemaak aan sy pa. Hy het groot teleurstelling veroorsaak vir sy pa, maar sy pa het besef dat hy wil hom vergewe. En toe die berig kom, toe daag al honderde Pacquiaos op, omdat hulle ook vergifnis wil ontvang. En ons sien dat daar's mense wat vandag rondloop, wat foute gemaak het, wat begeer om vergifnis te ontvang. En ek wil vandag praat met jou, as jy sê, Johan, dit is ek het seer gekry, ek loop met 'n wrok en bitterheid in my hart rond, as gevolg van goed wat gebeur het in my verlede, in 10 en 20 jaar terug, of even verlede maand, mense het my seer gemaak en te nagekom, en jy wil vandag graag, soos Esau maak en vergewe, jy wil graag vrykom, jy wil graag vandag die gees van God beoefen, deur versoening en vergifnis te bewerkstellig. Wil ek graag met jou bid vandag, en ek kan saam met jou nou vertrou, dat God regtig jou sal omvou met sy arms, en sy krag oor jou sal uitstort, en jy sal bemagtig en sal bekragtig, om vandag die keuse te maak om te vergewe, om vandag die keuse te maak om te versoen. Ek wil saam met jou bid, net daar waar jy is, maak jou oë toe, en bid saam met my. Vader, ek bid vir elke persoon, wat nou kyk, Here wat seer gekry het, Here wat seer gekry het deur teleurstelling en mense wat dalk in die rug gesteek het en net Here oor hulle geloop het en net skade in hulle Here gedoen het. Here, baie van hulle voel vandag dat Here dinge spook by hulle, maar Here ek wil vandag vir U vra, Here, dat U hulle sal bemagtig en bekragtig deur U krag om vandag 'n keuse te maak en te sê ek gaan vergewe, ek gaan versoen en ek gaan vrykom. Ek gaan vrykom van hierdie bitterheid, ek gaan vrykom van hierdie teleurstelling. Bemagtig hulle vandag, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil vandag praat, nie net met die persoon wat seer gekry het nie, maar ek wil ook met jou praat wat iemand anders seer gemaak het. Ons sien dat Jakob het rondgeloop met selfverwyd, vir baie jare lank het hy rondgeloop met selfverwyd, want hy het besef hy het sy boetie skade aangedoen. En vandag weet ek, daar's mans wat 'n vrou verneek het, en hulle verhoudings is uit mekaar het, maar hy mans loop rond met selfverwyd. Daar's vandag mans wat skade gedoen het aan hulle kinders, of vroue wat hulle mans verneek het en skade gedoen het aan hulle kinders, of hoe dit ook al mag sê, wat vandag rondloop met selfverwyd. Jy het dalk verkeerde keuses gemaak en jy het mense om jou seer gemaak, mense wat jou nie wil vergewe nie, en as gevolg van dit wat jy gedoen het aan hulle, het jy selfverwyd vandag, soos Jakob. En ek wil vandag saam met jou bid, en ek gaan vandag ook God vertrou, dat hy jou sal vrymaak van die selfverwyd, dat jy ook die weg na vryheid vandag sal vind. Vader, ek bid nou in hierdie oomblik vir daai persoon wat loop met selfverwyd, oor keuses wat hulle gemaak het, wat skade aan ander mense gemaak het, Here. Ek wil bid, Here, dat U daai persoon nou sal vrymaak van selfverwyd. Here, dat hulle vandag die vergifnis, Here, die versoening van hemel sal ontvang, Here. Dankie dat U die persone vrymaak, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat julle luister na hierdie woord. Ek wil vandag vir jou aanmoedig, as jy nou dink aan die persoon wat jou seer gemaak het, bel hom. Stuur hom 'n SMS, stuur hom 'n WhatsApp en versoen, vergewe. As jy dalk die een is wat iemand seer gemaak het en jy praat nie meer met daai persoon nie, bel daai persoon, bel haar, bel hom, stuur 'n WhatsApp en versoen. Jy moet vandag verstaan, dit is die karakter van God, dat ons moet versoen en herstel en vergifnis moet beoefen. Dit gaan nie oor wie verkeerd was nie, dit gaan oor wie's mans genoeg om die foon op te tel en te sê ek is jammer. Ek het jou seer gemaak, of ek wil jou graag net vir jou sê, ek vergewe jou vir die skade wat jy aan my gedoen het. Dat ons vandag sal vrykom.
Hoe langer jy gaan vashou in bitterheid, hoe langer jy gaan vashou in selfverwyd, is hoe langer jy gaan vassit in bondage, in bindings. Kom vandag vry. Daar is vandag die weg. Daar's 'n weg na vryheid vandag. Daar's 'n weg na vryheid geestelik en daar's 'n weg na vryheid emosioneel. En dit is deur te vergewe. Ek wil vandag vir jou bless en ek wil vir jou baie dankie sê dat jy na hierdie boodskap gekyk het. Wees vandag soos Esau en Jakob, versoen in Jesus naam. Die Here seën julle. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. Ek glo dat dit jou geïnspireer het. Help ons om hierdie video verder te vat deur dit te share en indien jy finansiëel betrokke wil raak, gaan besoek gerus ons webtuiste by www.johandraypotgieter.com of stuur vir ons 'n WhatsApp by 076 040 0455.